daai studie? Pragtig. Ek klop goed, pragtig. Right. Ons gaan nou vir julle skrif gee. Ons is besig met deel 4 van die gawes van die Gees. Julle sal sien wanneer jy in die gawes van die Gees opereer, dan begin die Here te werk binne 'n gemeente. Dis nie tot jou, dis nie vir jou nie, dit is tot voordeel van die gemeente. En ons moet bid dat die Here al die gawes deur jou laat werk. En ons het laas keer gepraat oor die gawe van kennis. Kan julle nog onthou wat is die gawe van kennis? Die gawe van kennis is wat nou plaasvind en wat nou al plaasgevind het. Iets wat nou gaan gebeur en iets wat gebeur het. Dit is wat die gawe van kennis is. Nou kom ek gee gou vir julle 'n paar Bybelse voorbeelde. Julle ken al die skrif en julle is baie oulike kinders van die Here, julle loop al 'n lang pad met die Here, is ek reg? Nou wanneer jy die gawe, ek gaan so 'n paar voorbeelde gee van die gawes van kennis wat in die Bybel is. Nou God het vir Elisa gesê dat Gehasie het geregtigheid. Dis die gawe van kennis. Die Here het vir die profeet, hulle kon nie die donkie gekry het nie, en toe die Here vir die profeet gewys, waar is die donkie, dis die gawe van kennis. En nog 'n enetjie is dat Dawid, die Here het vir Samuel gewys om Dawid te salf as koning. Dis nog 'n voorbeeld. En nog 'n ene is, Jesus het vir Nathanael gesê, ek het jou onder die vyeboom gesien nog voordat Filippus jou geroep het. Dis ook 'n gawe van kennis. En die laaste enetjie as 'n voorbeeld wil ek vir jou gebruik dat Jesus het vir die vrou gesê by die put, ek weet jy het al 5 vrouens gehad. So dis die gawe van kennis. Askies? Ja, Jesus het geweet dat die vrou het hy gesê vrouens gehad. Yes, dis 'n lesbien stories. Wat seker goed sluit in hè. En ek is nogal live op TV. Nou kom ons kyk, wat is die woord van wysheid? Die woord van wysheid is wat in die toekoms gaan gebeur. Dit is wat die woord van wysheid is. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. Onthou julle toe Paulus op die pad van Damaskus was, toe was hy blind geslaan. Kan julle dit onthou? Toe bid hy, en hy bid en hy sê, en die Here wys vir hom dat Ananias moet vir hom bid, sodat hy weer kan sien. So dit moet nog gebeur, dis in die toekoms. Toe hy moes na Ananias toe gegaan, toe bid Ananias vir hom, en toe kon hy gesien het, so hy het gesien in die toekoms, dat Ananias vir hom gaan bid. Nog 'n voorbeeld is Noag. Die Here het vir hom gewys, daar gaan 'n vloed kom, en dit moes ook in die toekoms gewees, maar julle moet iets verstaan, hoe wonderlik werk die gawe van wysheid. Jy moet iets verstaan, in Noag se tyd, het dit nog nooit gereën nie. Het julle het geweet? Die eerste keer toe het gereën het, is toe die vloed gekom het. Die mense het nog nooit reën gesien nie. Op daai stadium van die aarde, was die aarde net bevochtig deur God gewees. Dit het nooit gereën nie. Nou moet jy weet wat se geloof hierdie man gehad het, hy het die gawe van wysheid gehad om te weet, in die toekoms gaan daar 'n vloed kom, dan gaan water in die lug uitval. Weet as jy dit nog nooit in jou lewe gesien het nie, maar hy glo dat die gawe van wysheid dit is wat gaan gebeur, dis hoekom hy die ark gebou het, want hy het gesien wat gaan kom in die toekoms. Wat is daar nog 'n voorbeeld? Hierdie voorbeeld is vir my is vir my crazy. Jesaja het Jesus se kruisiging gesien 900 jaar voordat dit gebeur het. Mense, dis awesome. Joël dieselfde. Joël wat in die Ou Testament was, het gesien die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Dis in die Ou Testament, dis iets wat in die Nuwe Testament gaan gebeur. So hy het die gawe van wysheid gehad om in die toekoms te sien wat gaan gebeur. Mense, hierdie is wat. Die gawe wat ek nou van praat, is die gawe van onderskeiding. Die gawe van onderskeiding is vir my verskriklik interessant. Nou, hier kry jy insig oor hoe in die geestelike riem tussen goed en kwaad. Maar jy moet iets verstaan. Hierdie gawe is nie om mense te oordeel. Dis nie wat die gawe van onderskeiding doen nie. Dis nie om mense te oordeel nie. Met hierdie gawe van onderskeiding
kan jou gees in iemand anders se gees insien. Ja, dis scary. Antwoorde, ek praat met Wynand en ek sien in my gees, kan in sy gees insien en ek kan vir hom sê wat hy doen. Nou dan skrik mense, dan wonder hulle, agtervolg jy my dat jy weet wat in my lewe aangaan? Nee, dis die gawe van onderskeiding. Ek moet dan een keer het ek 'n vrou ook gehad, wat my kerk verlaat het, toe sê pastoor, ek kom nie na jou kerk, want jy preek presies wat in my lewe aangaan. Nou dis die gawe van onderskeiding, en ek weet, as dit jou raak, dan raak het jou, maar dis die gawes van die gees wat begin te werk binne in 'n gemeente. Luister mooi, die geestelike riedelm is meer 'n realiteit en 'n werklikheid as die natuurlike riedelm wat ek en jy met ons oogies kan sien. Kom ek gee vir jou 'n Bybelse voorbeeld van die gawe van onderskeiding. Kyk goed daar vir my na 2 Konings 6 en vers 15 tot 17. Vir die dag nou opsit, 2 Konings 6 vers 15 tot 17. 2 Konings 6, alright, ek lees op van 2 Konings 6 vers 15 tot 17. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaens rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ag my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien, en die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berge vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Dis die gawe van onderskeiding, wat jy in die geestelike riedelm kan sien, maar jy moet bid dat jy daai gawe kan kry. Dit gaan nie van self gebeur nie. Jy moet 'n begeerte en 'n passie hê dat hierdie gawe sal werk. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld van 'n gawe van onderskeiding wat deur pastoor Ray McCauley baie mooi verduidelik word. Jy ken julle pastoor Ray McCauley, hy's al oorlede. Hy een van die grootste kerke daar in Ramper en hy verduidelik die gawe van onderskeiding soos volg. Hy sê dit is om in die bo-natuurlike riedelm in te kan sien. Hoor mooi, hy sê die bo-natuurlike riedelm is vinniger as die spoed van lig. Nou dis vinnig. Dan verduidelik hy dit so, en ek dink hy verduidelik baie oulik. Hy sê dis om na 'n ligte vliegtuig se propeller te kyk. Hy sê jy kan hom sien as hy stil staan. Hy sê wanneer daai propellertjie draai, gaan jy hom nie sien nie. Hy sê maar jy kan hom glad nie sien nie, dit beteken nie as jy daar nie. Hy sê sit jou hand daar en sê jy weet dis daar. Maar gewoon mooi wat hy nou sê. Die volgende hy sê God laat jou oë op 'n bo-natuurlike manier vinniger sien binne in die geestelike riedelm, of hy sê God maak die geestelike riedelm stadiger sodat jy met jou oog kan sien wat binne in die geestelike riedelm aangaan. Ek dink hy verduidelik dit baie goed. Die geestelike riedelm is 'n werklikheid of ek en jy dit kan sien of nie. Mense, daar gebeur meer in die geesteswêreld as wat ek en jy besef. Ek glo nie baie keer ek ingesluit het 'n koek en 'n kloe wat in die geestelike riedelm plaasvind. Daar's meer dinge wat daar plaasvind van engele en demone wat veg met mekaar en ek en jy is nie eens bewus daarvan. Weet julle dit? Dit is die geestelike riedelm. Ek wil die volgende vir jou sê dat demone, glo julle daar's demone? Bose geeste, demone weet wanneer jy bluf. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Die 7 seuns van Skeva wil demone uitdryf. En die demone vra vir hulle, weet julle, ons ken vir Jesus en ons ken vir Paulus, maar wie is julle? Dit beteken dat hierdie ouens het die autoriteit en krag gehad om demone uit te dryf nie. Wat doen die demone? Hulle maak hulle by mekaar, hulle skeer hulle klere van hulle lyf af, hulle hardloop in die strate rond. Mense, pas op. As jy nie met die autoriteit en die krag optree nie, gebeur hierdie goede. Demone kan weet
hoe jou lewe is. Hoor wat ek vir jou sê, hy is bewus daarvan. Ek wil vir jou sê, hulle weet wie jy is in Christus, in 'n boot. Hy weet wie jy is in Christus. Die onderskeiding van gees het ook met Paulus plaasgevind. Kan jy onthou toe hy op die pad van Damaskus was hy die enigste een wat gehoor het wat die Here gesê het. Niemand kon gehoor het wat hy gesê het. Net Paulus kon gehoor het op die pad van Damaskus dat die Here met hom gepraat het en niemand anders nie. Dis die gawe van onderskeiding. Nog 'n voorbeeld in my eie lewe. Ons het daar ek het 'n Engelse gemeente gehad. Ek kon nie hierdie styl weet nie, Jesus nie gepraat het. Maar toe ek in die gemeente was, staan ons in 'n groepie in die kerk en ons staan in die ronde en Frits van Suil is ou wat daar in die gemeente was. Hy sê ewe skielik, hy sê mense sien julle nie die engele nie. En op daai staan met die gawes van onderskeiding geopereer in sy lewe en hy sê sien julle nie die engele wat rondom ons is nie. Mense, dis 'n belewenis om engele te sien. Ek het dit nog nie gesien nie, maar ek glo dat die Here dit jou kan laat sien met die gawe van onderskeiding. Nou ek weet nie of jy weet jy engele is so 2.7 meter lank. En wanneer jy bid, die duiwel aan bidder wat tot bekering gekom het, sê die volgende. Hy sê wanneer jy bid vir beskerming, dan gee die Here vir daai persoon 100 engele om jou te beskerm en te bewaar. Jy kan hulle nie sien nie, maar hulle is daar. En moenie dink jy bid en vra Here vir beskerming, daar gebeur niks nie hoor. Daar's meer wat gebeur in die geestelike rêre as wat jy ooit besef. Dat die engele van die Here jou beskerm. Ook vertel jy gou 'n ware storie. 'n Pastoor is besig om te preek en dan kry hy mos ek noem dit sommer 'n malletjie. Dan kry hy 'n man hardloop van agter in die kerk. Hierdie goed het regtig gebeur. 'n Man hardloop van agter die kerk en die pastoor slaap. Is hy opstop in die lug. Hoe is dit moontlik? Dink jy nie die engel van die Here het hom gestop nie? Ja, hy het hom gestop. Mense, jy moet iets verstaan. 'n Engel is nie hierdie 8 maande baba wat met 'n doek rondvlieg met 'n pyl en boog nie. Hoor jy wat ek sê? Dis baie mense het sommer hierdie idee of hierdie gedagte. Ek wil vir jou sê, God is almagtiger as die duiwel. En God se engele is sterker as demone. Moet dit nie vergeet nie. Ons het al hierdie skilderye gesien van 'n man wat loop met 2 lampies. Stil en stewig. Mense, dit is nie hoe Jesus is nie. Wie wat sê die woord van die Here? Hy is die koning van die konings. Hy is die Here van die Here. En sy oë lyk soos 4 vlamme. Dis die God wat ek en jy dien. Glo jy dit? Johannes het ook die gawe van onderskeiding gehad. Hoe weet ek dit? Hy het die boek Openbaring geskryf. Hy kon gesien het wat in Openbaring plaasvind voor enigiemand dit gesien het. Dis die gawe van onderskeiding. Hy kon gesien het in wat gaan gebeur in die eindtyd. Weet baie mense, ek kan ook vir jou eindtyd preke gee. Weet baie mense het eindtyd preke, maar almal verskil van mekaar. Al wat ek altyd sê is sorg dat jou lewe reg is met die Here en vergeet van die eindtye, want ek en jy gaan nie daar wees nie. Ons gaan weg wees met die wegraping. Ons worry te veel oor wat gaan gebeur. Dit gaan gebeur. Hoekom worry jy as jy daar gaan wees? Jy moet worry as jy daar gaan wees, ja. Want dan bly jy agter. Glo jy die wegraping? Ja, baie mense, ons preek oor die eindtye en baie mense preek daaroor. Ek sê vir jou, sorg dat jou lewe met God reg is. En baie mense het baie onderwerpe wat hulle oor praat op YouTube en alles. Dan vra ek myself 'n vraag. Wat het dit met jou saligheid te doen? As ek wil weet hoe lyk regering, jy kan gaan lees die Bybel hoe lyk regering. Maar hoor mooi wat ek vir jou sê. Het dit enigiets te doen met my saligheid? Is interessant om dit te weet. Maar het dit iets te doen met my saligheid? Gaan die Here, as jy eendag voor die Here staan vir hom sê, hoor eens maar, hoe lyk regering? Kan hy dit vir jou vra? Nee. Gaan vra, wat het jy vir my gedoen? Het jy iemand na my toe? As 'n ou liedjie wat sing, moet ek gaan met Lia hande. Moet ek so my Heer ontmoet? Die vraag wat ek en jy moet vra is, maak ek en jy 'n verskil vir die Here in die plek waar jy werk? Dis die vraag wat jy moet vra. Hoor jy wat ek sê? Dit is belangrik. Maak jy 'n verskil? Kom ons kyk na die gawe van geloof.
Mense, die gawe van geloof is nie algemene geloof nie. Die gawe van geloof is nie die vrug van die Gees nie. Die gawe van geloof kan jy ook nie spaar nie. Ek verduidelik vir jou, wat is die gawe van geloof? Die gawe van geloof is wanneer God sy geloof by jou geloof voeg. Mense, dis ken. Dis wanneer God sy geloof by jou geloof voeg. Kom ek vertel vir jou, 'n pastoor is besig om te preek. Ons gaan nou kyk na die gawe van geloof. Terwyl hy besig is om te preek, is daar 'n vrou wat 'n epileptiese aanval kry binne die kerk. Hy gaan van die verhoog af, hy gaan bid vir haar. Hy sê die gees van epilepsie beveel ek in die naam van Jesus Christus om te gaan en nooit weer terug te kom in hierdie liggaam nie. Daai vrou het nooit weer 'n epilepsie gekry. Dis die gawe van geloof wat hier plaasgevind het. Ek wil vir julle sê, hierdie vrou was bevry gewees en sy was genees gewees deur die gawe van geloof wat hierdie pastoor gewerk het. God sal altyd sy woord bevestig met tekens. Altyd met tekens. Wanneer God sy geloof by jou geloof voeg, hoor mooi, dan is daar 'n salwing op jou lewe. Jy boldness. Mense, as jy die gawe van geloof kry, mense, dis awesome. Wat nou gebeur is dit, wat God voeg sy geloof by jou geloof. Jy wonder nie, gaan jy iets doen nie. Jy doen dit onmiddellik, want jy weet, jy glo op daai moment om sakkie, dit gaan gebeur, want God in daai gawe op daai oomblik gee hy sy geloof by jou geloof. Dis die gawe van geloof. Kom ek gee vir jou gewone voorbeelde wat in die wêreld al plaasgevind het met die gawe van geloof. Wie ken vir Reinhard Bonke? Julle het al gehoor van hom net, sendeling. Nie elendeling nie, sendeling. OK. Nou, Reinhard Bonke het 'n campaign in Australië. En op daai oomblik terwyl hy die campaign het, ek weet nie wat se campaign in Afrikaans is, ek weet nie. Maar in elk geval, terwyl hy daar is, gee die Here vir hom die gawe van geloof, en hy voeg sy geloof by Reinhard Bonke se geloof. Hy hardloop, hy sien 'n vrou in 'n rolstoel. En hy hardloop na haar toe. Nou moet jy verstaan, want ons mense is normaalweg so. Ons wonder of sy gaan opstaan, want ons kyk of wat gaan gebeur. Is dit nie so nie, ons is mense, is dit so? Ja. Kom ons kyk wat gaan gebeur. En Raymond Corrie kom by haar. Hy sê vir die vrou staan op. Sy sê vir hom, jy verstaan nie lekker nie. Ek sal 20 jaar lank in 'n rolstoel, ek het nie geloof om op te staan. Maar wat het nou net gebeur? God het hom nie geloof gegee wat nou gaan gebeur. Hy tel hy vrou uit die rolstoel op, Hy sit haar op haar voete weer te begin sy te hardloop. Dis die God wat ek nie denk. Glo jy dat God wonderwerke kan doen? Dis die gawe van geloof wat hier gewerk. Hy het nie gewonder, moet ek dit doen of moet ek dit dalk doen? Nee, hy het onmiddellik toe weet hy, dis wat nou gaan gebeur. Want God het sy geloof by sy geloof gevoeg. Om iemand uit die dood uit op te rig, het jy 3 gawes nodig. Die gawe van wonderwerke, die gawe van genesing, nie soveel nie, maar die gawe ook van geloof. Jesus het ook mense uit die dood uit opgerig, maar baie min. Hy het ook mense uit die dood opgerig, maar baie min mense uit die dood uit opgerig. Wie het al gehoor van Smith Wigglesworth? Wie het al gehoor van hom? Net twee handjies. Nou Smith Wigglesworth, as daar 'n man was wat gewerk het in die gawe van geloof, was dit Smith Wigglesworth gewees. Mense, hierdie ou was wild. Die Here het soveel baie kere sy geloof by Smith Wigglesworth gevoeg, dat hy net begin te doen en opgetree wat hy die opdrag van God kry. Hy loop eendag, hoor hierdie een Kobus, hy loop eendag, kry die prentjie, hy loop eendag verby 'n begrafnisonderneming. En die Here, terwyl hy verby hom loop, sê die Here vir hom, en hy kry die gawe van geloof, wat God sy geloof by hom voeg, hy sê, lijk nommer 3, haal hom uit die yskas uit, sy tyd is nog nie verby nie. Nou ek bedoel, die Here praat met jou, hy sê vir jou, die lijk gaan uithaal, sy tyd is nog nie verby nie. Nou sê hy, gaan nie na die begrafnisondernemer toe, hy sê, ek soek lijk nommer 3. Die Here sê, sy tyd is nog nie verby nie. Dan moet jy weet, hy begrafnisondernemer sy oë is so groot. Hy het nog een, hierdie is lekker nie. Hy sê, meneer, jy kan maar gaan kyk. Hy
Hy het soek 'n laaier, amper sê ek sleep, hy slip, wat skuif hom so uit. En al die lyn uit van sy vet af, hy druk die lyntjie in die muur. Hy sê die naam van Jesus, jy sal lewe! Hy los hom en afval, hy poeps, afval. Hy sê, dit werk nie so nie, ek weet wat die Here vir my gewys het, hy kan die lyk weer op. Hy druk hom hier vast in sy keel, hy druk hom so teen die muur vast, hy sê, in die naam van Jesus, jy sal lewe! Hy los hom, poeps, afval hy weer. Hy sê, die God wat ek dien sal vir julle wys as tekens. Hy kan die lyk weer op, die derde keer. Die ons so optel en druk op so, hy sê, in die naam van Jesus Christus, jy sal lewe! Toe begin die ou te lewe. En hy word lewendig. Mense het jou gesien op haar op 'n begrafnis onder lewe. My ma, dis die God wat ek en jy dien. Ek noem dit geloof in aksie. Kom ek verduidelik vir jou nog geloof in aksie. Hierdie is kwaai. Nou imagine, Elisa glo, dit het nog nie gebeur nie, jy moet iets verstaan. Dit het nog nie gebeur nie. Elisa glo dat die Here vir hom gaan vleis stuur en brood stuur met voëls wat vir hom gaan kos bring. Dit het nog nie gebeur nie. En hy glo dit en dit het gebeur. Mense kry die prentjie, kraaie kom en hulle bring vir jou vleis en brood, maar jy het geglo voor die tyd. Dis die gawe van geloof wat hier weg. Nog 'n gawe van geloof is Daniël in die leeukuil. Hy het geglo dat die leeu se bekke sal gesluit wees en hulle sal hom nie opeet. Hy het geglo. Hy het nie gewonder nie, hy het geweet. As God vir my is, wie kan teen my wees? As God vir my is, wie kan teen my wees? God is die een wat deure oopmaak, is die een wat deure toemaak, en op die regte tyd sal hy die deure oopmaak. En wanneer hy deure toemaak, moenie worry nie, benoud raak nie. Jy moet eintlik op en afbring soos 'n popcorn sê, dankie Here, dit klink nie reg wat ek sê, maar die Here sal vir jou die regte deur oopmaak, op die regte tyd. Something good is going to happen when you are a child of God, because you trust in Him. Amen, jy glo in Hom. Ek wil die laaste enetjie vir jou sê, die gawe van wonderwerke, ek is nog lank besig. Want ek gaan jou nie tans met die gawe van wonderwerke. Die gawe van wonderwerke, ek sal my volgende lesing, volgende Sondag sal ek vir jou verduidelik, meer in detail. Ek wil net 2 sinnetjies vir jou sê. Die gawe van wonderwerke is baie skaars deesdae. Maar glo vir my, in die laaste dae sal dit meer plaas. Okay? Die gawe van wonderwerke is juis in 'n motorongeluk, en in die motorongeluk het jy breinskade. Hoor mooi, die gawe van genesing gaan nie werk nie. Die gawe van wonderwerke gaan werk. So wanneer 'n persoon 'n gawe van wonderwerke het, ek glo natuurlik dis 'n persoon wat God baie nederig hou om nie groot kop te kry nie. Want mense, dis iets groots. Nou wanneer die gawe van wonderwerke werk, is dit bo-natuurlik God se krag wat werk hierso. En wanneer jy bid vir iemand met die gawe van wonderwerke en hy breinskade, is dit God wat die wonderwerk doen in daai ou se lewe. Glo jy dit? Something can happen. Gaan jy nog 'n voorbeeld gee? Dit het realiteit gebeur in die werklikheid. Daar's 'n man, hy kom in 'n motorongeluk, hy verloor sy oog. Nou jy kan nie 'n oog maak. Jy kan 'n glasoog, weet ek, maar jy kan nie 'n oog maak. 'n Man bid vir 'n man wat in 'n motorongeluk is, dat hy met sy eie oë sien hoe God sy oog vorm binne in sy oogkas wat weg is. Dis die gawe van wonderwerke. En ek glo dat hierdie gawe is nou op hierdie stadium is dit skaars, maar glo vir my, in die laaste dae sal dit meer begin te plaasvind, sodat siele gered kan word, dat mense kan sien dat God is 'n realiteit en God is 'n werklikheid. Amen. Ja, ek is excited oor hierdie gawes, hoor. Is jy nie ook excited nie? Kom ons staan en bid ons saam.